vat so 7 minute, en ek vat 10 minute. Lees het, dat jy 'n begrip kry, 'n gevoel kry van die hele brief. Sondag aand, het ons begin, maak ook daar by hoofstuk 1, vers 18. Dit is die tekst gewees sondag aand, maar wat maak dit saam, in elk geval, of dit met bybedoelings is, of in oprechtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaakt, en daaroor is ek bly, en ek sal maar ook verder verbreid, want ek weet, dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my hoef te skaam doen. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, in my hele wese Christus verheerlik, en lewe en sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Sondag sê dit van die gelowiges, wat bid, en wat jy oncheer, sê, kom aan, jy kan die wet bewaar, jy kan ontlaan, kom aan, jy kan, maak die saak van die omstandighede. So leer hoe om weg te kyk van die omstandighede en vir Christus te sien. Want dit sal vir jou blydskap gee. En waar is Christus? By, saam, wanneer? Altyd. Oor ons. Hy is daar. En ek wil jou uitdag. As jy dit twyfel, vra hom. Die Here wys vir my, waar is hy? En hou aanvra, tot hy jou wys. Tot jou antwoord. Want hy leef. So gee dit tyd. Hoofstuk 2, vers 1. Gisteravond. Aangesien julle die troos van Christus ondervind het, die aansporing van die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige medevoel en meelewe, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een liefde, een van hart, een in strewe, niks uit selfsug of eersig doen nie, maar in nederigheid met een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Maak die saak hoe vreemd en weird en snaaks en anders die ander een is. Sê ek met hom hoër ag, waarom? Want dis hoe God is. Dis hoe Jesus is. Totale mensdom is weird. En daar is baie weerder is en nog meer weerder is en dan is daar ek en dan is daar nog meer. En hy sê, ek het na jou gekyk en nie gedink ek is geluk genoeg om die mond te wys. Maar ek het kruis gegee, sodat ek vir jou kon wys en nie verdien. Daai gesind moet in ons wees, want dis hoe God is. Hoofstuk 3 vanavond. Nou, ek gaan die eerste 15 verse lees. Luister na hierdie baie bekende tekst, en dan gaan ek na die tyd vir jou vraag, jy nou vanavond ons preek, wat die tekst sê jy van? Jy hoef die preek te nie, span, en is ek 2-3 oor. En jy wil luister met die oor, dat as jy hier oor ons preek vanavond, waar ons sê jy preek? Jy hoef nie sê wat nie, met wat die tekst. Vers 1, verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daai dwaalleraars, pas op vir daai mense wat kwaad stig, pas op vir daai betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besluit, van geboorte Israeliet, in die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, en my ywer vervolger vir die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar ek het die wet tot op die laaste dingetjie nagekom. Vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerping, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo.
Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê dit nie dat ek alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles moontlik te maak, omdat Christus Jesus my reeds sinnig gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. Moet ons so voel. Wat 'n versie sal jy preek? Sê goed? Die een wat ek verstaan. Wat een? Vers 1. Wees bly in die Here. Selfde dinge te skryf is nie vir my moeite nie. Ek sê vir julle seker. Wees bly. Nog? Yes. Ja, selfs gekyk met so hoe om onsself uit te maak. Die Here wat ons gemaak het. Dis hoe om onsself uit te maak. Om vry te kom, sodat Christus in die lewens bewaar. Nog? Yes. Vers 9 en 10. Wat sê jy? Dat Jesus Christus jou vry maak. Die feit dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en jy kan soveel as wat jy wil probeer om die wet te onderhou. Dat as jy nie, Jesus maak jou vry, dis nie die wet nie. Ja. En dis 'n vergifnis. Hy doen dit. Nog? Dat is lekker wat ek doen. Nog een blik op die machine. Dus ik zeg je dat niet. In Jesus' tyd was die besnydenis die issue. Die Jode is in 8 dae besny. Daar sekere stamme, daar sekere reëls wat 'n stam uit kom wat jou opreg gedoop maak. En as daar kom ander ouens wat nie opreg gedoop was nie, maar wat die besnydenis ontvang het en dan Jood geword. So die besnydenis was die issue gewees. En toe Paulus die sendingreis begin in die gemeente Filippi gekom, heel eerste plek in Europa. En die mense kom te bekeer. En nie Jode kom te bekeer. En Jode kom te bekeer. Toe begin die Jode sê, die nie-Jode moet hulle eers laat besny. En ander woorde, hulle moet deel word van die Joodse klein groep. En dan is hulle eers Christen. En dan moet hulle die wet onderhou, en dan moet die synagoge bywoon, en dan moet het hom goed doen, wat Moses voorskryf, en jy mag het hom goed nie doen nie, wat Moses voorskryf het, en ander woorde, hulle moet soos die Jode begin leef. Want onthou, die Joodse volk is die volk wat God geroep het saam met Abraham. En God het sê, Abraham, ek sal jou seën, sodat jy 'n seën vir die wêreld is. So die Jode is geroep om 'n seën te wees vir die wêreld. En om deel te wees van die Jode wat die seën is vir die wêreld, moet hy besny wees. So nou kom mense tot bekering, hulle aanvaar Jesus Christus, en hulle moet beseën wees vir die wêreld, en moet eers Jode word. Dis die issue. So nou kom Paulus, en hy sê, weet jy, as ons nou hierdie uiterlike dinge kan tel, dan staan ek heel vol. Want ek het al die goed presies volgens die letter van die wet nagegaan. Besny op die regte dag, het geleer in die sinagoge, ek ken die Bybel in my kop uit, want dis wat ek gedoen in die hele Ou Testament. Ek het al die wette nagekom tot op die laaste punt, en jotel en titel, met andere komma en punt en middelpunt. En ek het alles weggedoen en toegegeven aan my dink. Selfs so ver gegaan as die siekte die Christen uitdruk. En op pad om dit te doen, skyn hulle gedurende in die volgende tyd. En hulle ontmoet vir Jesus Christus. En skielik, verstaan ek die wêreld reg. Dit gaan nie oor al die ander dinge van die kerk sê nie. Dit gaan net oor Jesus Christus. Al die goed wat die kerk sê, is 'n totaal
term wat Paulus gebruik. Dit is regtig goeie goed. Dis die term wat Paulus gebruik vir al die goed wat in die grootste deel van sy lewe alles gegee het om te bereik. En bereik, hy was nie van die vrou en spaar die jong rappies gewees. Hy was die myn peanut in die pakkie. Hy was die ou. En skielik is dit drek. Want om Jesus Christus te ken, is al wat dit waard is. Die enigste waardevolle ding wat daar is. Daarvoor het hy ons weggegee, prys gegee. Alles, sy billike toekoms verloor. En dan is het waar wat jy gesê, is omdat God hom vry gemaak het. Nie net vry van sy sonde, van die keer wat hy heerlik gepraat het of geskinder het, of nie net daarvan vry, ja, daarvan ook, maar vry gemaak het van wat die kerk omgeleer het. Vrygemaak het van al die baggage wat die kerk op hom kon neersit. En hy snap, maar hierdie goed is eintlik sleg, beteken niks. Vrygemaak van sy besittings, want hy wil ook huis hê. Kinders, dit was sy toekoms. Die Here het hom vrygemaak van die aardse staf. Sodat soos wat hy hier in die tronk sit in Rome, en nie waar hy reg. Dit plan, sy toekoms, plan, want hy is vrygemaak. Hy kan net sy job doen, en dit is om Jesus Christus te ken, en uit te druk. Dit is die enigste belangrike ding. Die laaste vers wat ons gelees het, is die vers van die 1:3. Hy sê, geestelike volwasse oudies. Wat doen so dit? Dit maak my al. Dan wil ek so ver van geestelike volwasse oudies. Want ek is so seker of ek vry is van alles. Ja, my sonde, en dit moes nog niet waar ons praat, die Here my sonde weggevat, so ek is vry van die sonde, en maar ek het die vrou en kinders, vir wie ek baie lief is, en vir wie ek baie omgee, en dan wonder ek, as ek die tekst lees, of ek vry is van hulle. Ek het rechtig, toe elkeen gebore is, en hulle lê daar, sulke groot goedjies, en ek wonder, wow, toe ek die groot, en ek sê, Here asseblief, van terug. Van terug, ek maak my groot op ek. En dan bedrag ek myself, hoeveel keer dat ek moet terugvat van myself, as jy dit maak, soos jy pa sê, nee. En ek sê, ek het 'n carrière, ek sê, doen nie, ek wil, as ek vry af, as ek vry van my toekomst, dan wonder ek, as ek my pensioen gaan, kyk, ek sê, ek maak ons weet nie, want ek al ergens aftree, want ek daarmee het my pensioen moet versorg, en dan wonder ek, as ek vry af. Hoe jy dit, wat beteken vry? En Paulus sê, ek maak my los van al die goed. Nou onthou nou, as jy vir die grootste deel van die lewe gewerk het om die beste te doen en die Jerusalem te wees, dan is dit nie net so wat jy afskryf. Want jy het jou kop geleer om so te bedink en op daai manier te dink en dat daai goed vir belangrik is en. Ek dink dit was 'n Paulus om elke liewe dag gestryd. Om eigenlijk te los. Te kies om Jesus. Dit is veel makkelijker geweest as wat dit vir ons is. Maar ek kies elke liewe dag. Sê, maak my los van wat Jesus my reeds vir ons gemaak het. Dan wil ek coach myself. Vol met die jare skryf dat ek glo dat hy my los gemaak. En ek oefen dit elke dag om los te wees. Want ek is so gemaakt. En daarom kan ek sê, dit is my enigste waard as Jesus Christus. Al wat ek wil hê. Jou toekomst.
Jy met wie jy gaan trou eendag. Jou baas of wie jy gaan werk. Al die sakke vol vrae wat in jou kop sit, gaan ek genoeg hê om van te leef? Of gaan ek te veel hê om van te leef? En wat gaan ek dan met al die geld maak? Wat se kar gaan ek koop as ek nou so sak vol geld? Geniet jy daarvan? Vryheid. Vryheid. En jy moet elke dag vir jouself sê, is vry van al die goed. As ek vir Jesus Christus ken, en agter hom aanloop, en hom toelaat om my kop te shape, en my hart te shape, gaan ek eendag weet wat al die goed doen met my gee. Maar los. Het is losgemaak. En soek vir Jesus. So wie is jy? Wie is jy? Jy is 'n vrygemaakte kind van God. Jy is vrygemaak van alles. Kom, leef. Vat so 'n bietjie stil gebed. En dan wonder jy bietjie by jouself. Wat is my vas? Wat is die besnydenis in my lewe? Wat keer dat ek vry leef? Geen weer. Geen weer van. Al hoe meer sal toeneem, begrip en in fyn aanvoel, sodat hulle die dinge sal onderskei waarop dit werklik aankom. Kom staan, sluit ons af. When the music
jy dit leef, elke dag meer en meer. Mag jy groei in liefde en in die fyn omvang, dat jy kan doen wat God van jou vraag. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elke een van julle wees